Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Prof Koenig kyk na die eienskappe van die mens om uit te vind wat die mens behoort te wees. En hy bespreek liefde as 'n eienskap in ooreenstemming met God om so sy beeld uit te dra. Dit bring hom by vrae oor selfliefde. Dit is belangrik om in hierdie verband na selfliefde te kyk, omdat daar mense is wat meen, selfliefde is deel van die liefde wat ons behoort te hê, en is selfs deel van Jesus se opsomming van die wet. Ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Indien dit korrek is, beteken natuurlik dat selfliefde nie net toelaatbaar is nie, maar selfs 'n moet. Dit sou 'n bevel van Jesus wees. Jy moet jouself lief hê en jou naaste dan net soveel. Jou liefde vir jouself is die maatstaf van jou liefde vir jou naaste. Ons kan hier praat van 'n uitbalanseringsetiek. Ek en my naaste moet uitgebalanseer word. Ons moet eweveel kry, maar ek is die maatstaf. Dit word dan verbind aan die goue reël: alles wat julle wil hê dat mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Matteus 7 vers 12. As ons onsself lief het, sal ons goed weet wat ons graag wil hê, en dit help ons om te weet wat ons aan ons naaste moet doen. En daarbij kom nog die vermaning van Paulus: julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van 'n ander. Filippense 2 vers 4. Dit lyk so met die eerste oogopslag 'n sterk argument ten gunste van selfliefde en uitbalanseringsetiek. Sommige formuleer dit so: gun aan ander wat jy self het, en ook charity begins at home. Maar daar is ook 'n ander siening. Kom 'n mens by die naaste uit as jy by jouself begin? Kry jy ooit die ander een in sig as jy self die wêreld vol staan? Augustinus het gesê, sonde is om opgekrul in jouself te wees, soos 'n luislang. En 'n luislang moet homself eers uitrol, reggedraai en na buite kyk om te kan beweeg. Is Jesus se opdrag regtig dat ons by onsself moet begin? Is dit wat hy gedoen het? Kom ons begin by Jesus se opsomming van die wet. As 'n mens mooi dink, eindig die selfliefde argument met 3 gebooie in plaas van Jesus se 2. Liefde vir God, liefde vir jouself en liefde vir jou naaste. Maar Jesus sê uitdruklik, hy som die wet in 2 gebooie op. Het jy dan regtig bedoel, soos jouself moet 'n aparte gebod wees? Die goue reël lei natuurlik nie dat ons aan ander moet doen wat ons aan onsself doen nie, maar dat ons aan ander moet doen wat ons wil hê dat hulle aan ons moet doen. Dit beteken dat ek my moet indink in wat vir my lekker sal wees en dit dan aan 'n ander doen. Dit is heeltemal anders as om eers alleen aan myself te doen en dit ook dan aan ander te doen. In die goue reël word jy net 'n teoretiese maatstaf vir wat jy aan ander doen, nie een wat dit eers daadwerklik aan jouself doen nie. Ons moet nog steeds ander eerste stel en nie onsself nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons bely dat dit seker vir ons die moeilikste ding bly, om ander eerste te stel. Want ons wil maar altyd net onsself eerste stel. En daarom redeneer ons ook maar dat ons onsself eerste moet lief hê en daaraan ons liefde vir ander moet meet. Help vir ons om in te sien dat U dit nie so gedoen het nie. Dat U ons eerste lief gehad het en dat U dit ter wille van ons gedoen het, sodat ons ook op daardie manier aan ander sal doen wat ons graag wil hê hulle aan ons moet doen. In Jesus se naam. Amen.